Goeiemôre geliefdes en 'n geseënde Paasfees aan elkeen van julle. Die graf is leeg, ons verlosser leef. Meeste mense wat vandag in die kerk sit, lyk sommer spiekeries. Julle lyk ekstra mooi en vir julle wat van aanlyn af inskakel, ek is seker julle lyk net so goed. En as jy goed lyk, as jy moeite gedoen het, tik dit in die kommentaar, sê ek lyk goed. En as jy nog in jou pyjamas sit, man, wees net eerlik, dis ook okay. Maar vandag wil ek jou 'n vraag vra. Hoekom het jy vandag ingeskakel? En indien jy kerk toe gegaan het en eers later die boodskap kyk, selfde vraag. Hoekom het jy ingeskakel? Hoekom het jy gekies om juis vandag kerk toe te gaan? Wat het jou hierheen gebring? Wat hoop jy voor dat God sal doen in jou lewe? Wat het jy nodig vir hom om vandag vir jou te doen? Miskien is jy hier omdat dit vir jou tradisie is. Miskien is dit vir jou situasie dat 'n familielid wat jou net aanhou vra en sê, hoorie, so kom saam met kerk toe, of kyk hierdie video. Iemand het dalk vir die boodskap jou aangestuur en hulle sit op jou keus en sê, kyk net hierdie ding en jy het besluit, ek gaan dit 'n kans gee. Dalk is jy hier omdat jy iets van God al beleef het en jy's hier om hom te aanbid. Miskien het jy al sy liefde ervaar en jy's net hier met oorgawe en jy kan nie wag om net meer te beleef nie. Maar kom ons wees eerlik, onder die mooi klere, die glimlagte, is daar vir ons almal baie keer seer, pyn, hartseer, skuldgevoelens en tog verlange. En tog het jy gekom. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus het 'n belofte, hy het 'n antwoord vir jou seer. Vandag begin ons met 'n splinternuwe reeks. Die reeks se naam is Sy Beloftes. In die volgende 6 weke kyk ons na 6 kragtige beloftes wat Jesus self gemaak het. Volgende week gaan ons kyk na Jesus se belofte wat sê, jy sal sy stem ken. Daarna, ons derde boodskap sal wees, hy sal altyd by jou wees. Dan gaan ons kyk na, hy gee nie net vrede nie, maar hy gee sy vrede. Die ander boodskap gaan oor, jy hoef nie bekommerd te wees nie, hy sal altyd aan jou behoeftes voorsien. En dan ons laaste een, gaan ons afsluit met, as jy moeg is, beloof hy om vir jou rus te gee. Maar vandag begin ons met die mees aangehaalde vers in die hele Bybel, en ons skop af met Johannes 3 vers 16 wat sê, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons weet hy het die wêreld lief, maar geliefde, glo jy dat God jou liefhet? Glo jy dat jy is die een wat Jesus liefhet? Nou, dalk vra jy, maar hoe kan hy my liefhet? Ek weet hy het die hele wêreld lief, maar weet hy van my? Het jy ooit gewonder, soos ek ook al gewonder het, met meer as 8 biljoen mense wat op aarde leef, hoe kan hy vir my omgee? Ek het dit al self beleef, ek het al self gedink, hy het die wêreld lief, maar as hy weet wat ek al gedoen het, wat ek al gedink het, wie ek al seer gemaak het, hoe ek al opgetree het, hoe kan hy my so lief hê? Maar dan lees ek hierdie ongelooflike woorde van die ou kerkvader, sy naam is Augustinus, hy het hierdie geskryf en is so besonder. Kyk gou wat sê dit, God het elkeen van ons lief, asof daar net een van ons was. Geliefde, in Lukas 15 vers 4 tot 6 gee dit vir ons die mooiste prentjie van daardie liefde. Jesus vertel 'n gelykenis en hy sê, as 'n man 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 in die veld los en die een wat weg is, gaan soek nie. En as hy dit kry, tel hy dit op sy skouers op, hy roep vir sy vriende en sy bure en sê, kom vier saam met my skaap wat weg is weer terug. Geliefde, Jesus sê dan, hy gaan aan, so is daar meer blydskap in die hemel oor een sondaar wat terugkom, as oor 99 wat dit nie nodig het nie. Jy sien geliefde, jy is daardie een. En hier is die kragtigste deel. Jesus het nie net sy liefde beloof nie, hy het dit vir ons bewys. Hy het vir ons sy liefde bewys deur die volgende. Ons lees dit in 1 Johannes 4 vers 9 tot 10 wat sê, God is liefde. En so het God sy liefde vir ons gewys. Hy het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die ware lewe kan hê. Dit is ware liefde, nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy vir ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n offer vir ons sondes. Geliefde, dit is wie God is. Dit is wat liefde is. En jy weet,
Jy weet wie dit geskryf het, wie het hierdie woorde vir ons saamgevat? Dit was die disipel Johannes. Maar wat jy dalk nie weet nie, Johannes was nie altyd die apostel van liefde nie, die liefdesdisipel nie. Nee, hy was die broer van Jakobus en hulle het 'n bynaam gehad. Jesus het hulle die seuns van donder genoem. Ons lees in Lukas 9:54, wys dit vir ons hoekom, net toe die Samaritane vir Jesus verwerp het Johannes nie gesê, kom ons wees lief vir hulle nie, kom ons gee hulle 'n tweede kans hier. Nee, hy sê vra vir Jesus. Hy sê hierdie woorde: Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te vernietig? Geliefde, dis Johannes. Dis die een wat later sou skryf oor liefde. Nou wat het gebeur? Wie was Johannes en wat het Johannes geword later? Nee, hy het tyd saam met Jesus spandeer. Hy het tyd saam met Jesus deurgebring. Jesus het hom liefgehad, onvoorwaardelik, geduldig en konstant. En daardie liefde, dit het Johannes heeltemal verander, het hom getransformeer. Soveel so dat hy na homself later 3 keer in die evangelie, dan verwys hy na homself as die een wat Jesus liefgehad het. Nie meer Johannes die impulsiewe, vurige, onbeheerste nie die een wat vuur uit die hemel wil uitroep nie. Nee, Johannes die een vir wie Jesus liefhet. En ek wil hê jy moet vandag dieselfde waarheid hoor oor jou eie lewe. Jy is die een wat Jesus liefhet. Ek wil hê jy moet dit saam met my kan sê, nie net met woorde nie, maar met geloof. Ek wil hê jy moet maak hierdie stelling, sê dit hardop daar waar jy sit. Sê ek is die een wat Jesus liefhet. Sê dit hardop, sê dit nog een keer. En nou maak jou oë toe en laat jy dit voel in jou hart, né? Laat dit insak en sê hierdie, ek is die een wat Jesus liefhet. Nie omdat jy perfek is nie. Nie omdat jy alles reg het nie. Nie omdat jy alles reg kry of reg doen nie, maar omdat Jesus gekies het om jou lief te hê. Jy sien geliefde, sy liefde was bewys vir ons aan die kruis. God het nie net sy liefde verklaar nie, hy het dit vir ons gedemonstreer. In Romeine 5:8 lees ons die volgende. Paulus sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin. Terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. So, met ander woorde, nie nadat jy reg gemaak het nie, of reg opgetree het nie, of alles perfek begin doen, of nadat jy begin 'n kerk toe gaan nie. Nee, terwyl jy nog vasgevang was in sonde, het Jesus vir jou gesterf. Hy het vir jou gesterf toe jy nog vasgevang was in welis, gevul was met woede, vol twyfel en afguns, vasgetrek baie keer in leuns, toe jy mense afgemaak het en in jou gedagtes mense geoordeel het, toe jy nog vol skuldgevoelens en skaamte was. In daardie oomblik, in daardie plek, in daardie spasie, het hy gesê, jy is die een wat ek liefhet. Die verhaal van die kruis is die verhaal van Jesus, wat nie gekom het om te veroordeel nie, maar om jou te red. Die storie van Jesus, gebore uit die maagd Maria, hy het siekes genees, hy het tollenaars en prostituie liefgehad, malaatses aangeraak, sondaars vergewe, en toe stap hy in die tuin van Getsemane in, hy huil en hy sweet bloed, maar hy gee nie op nie. Hy word verraai, gearresteer, onregverdig verhoor, veroordeel, en deur dit alles, hy beklei nie terug nie, hy weerstaan nie, hy veg nie terug nie, hy maak nie protes nie, hy gaan soos 'n lammetjie na die slagveld toe. Die Romeinse soldate spoeg op hom, hulle spot hom, hulle slaan hom, geliefde, hulle vleg 'n kroon van dorings en druk dit op sy kop, die bloed het gevloei uit sy hoof uit, hulle flenter sy rug oop met 'n sweep tot hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Dan neem hulle hom kruis toe, en met ysterpenne spyker hulle hom vas, deur sy polse, deur sy voete. Hy hang daai dag naak en verneder, bebloed en uitgeput aan daai ruwe kruis, aan daai growwe houtkruis, om 'n asem te moes kry, om te moes asemhaal, druk hy sy lyf, hy druk dit op teen hierdie ruwe growwe houtkruis, net om een diep asem nog te kan inkry. Hy trek swaar en te midde van dit als, skel hulle hom uit, hulle vloek hom, en hy kyk op na die hemel, en hy sê die volgende, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Geliefde, wie sou so iets deurmaak? Wie sou so iets kon verdra? Slegs een antwoord. Daar's net een woord wat dit vir ons kan omskryf en vasvat. En daai wie en daai wat is liefde. Nou die vraag is, waarom jy? Waarom ek? Hoekom sal God dit vir ons gedoen het? Toe Jesus aan die kruis hang, het hy aan jou gedink. Dis hoekom hy dit gedoen het. In Johannes 15:13 lees ons, niemand het groter liefde as dit nie, dat iemand sy lewe gee vir sy vriende.
Toe hy uitroep, dit is volbring, het hy gesê, ek het gedoen waarvoor ek gekom het. Toe het hy gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En hy het sy laaste asem uitgeblaas, die aarde het geskit, die hemele het verdonker, maar dit was nie die einde nie. Nee, gelukkig geliefde, dit was nie die einde nie. Jesus het opgestaan uit die dood uit, en daarom verheug ons 3 dae later, toe die vrou na die graf toe kom, was die klip weggerol. Die graf was leeg. Jesus leef, ons verlosser het opgestaan. Hy het opgestaan, hy leef, ons verheug in daai realiteit. En omdat hy leef, is daar vir jou, en is daar vir my, is daar nuwe lewe. En die Bybel sê in Johannes 3 vers 16, en ek wil hê ons moet dit weer lees, is waarmee ons hierdie boodskap vandag begin het. Dit sê, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek wil jou weer vra, hoekom het jy vandag gekom? Hoekom het jy vandag ingeskakel? Wat het jy nodig dat God vir jou doen? Waarvoor hoop jy? Wat moet verander? Is jy moedeloos? Is jy dalk vasgevang in 'n gewoonte, in 'n patroon? Jy voel vuil, jy skaam, jy voel dalk mense het my afgeskryf, die lewe het my afgeskryf, God het my afgeskryf. Geliefde, luister mooi, jy is die een wat Jesus liefhet. Jy is die een wat Jesus liefhet. Jy is die een wat Jesus gehou het aan daai kruis, wat gemaak het dat dit als verdra het, als verduur het. Geliefde, vandag, hierdie kan die dag wees wat alles vir jou verander. Nie net hierdie paasdiens nie 'n ou tradisie nie, maar die oomblik waar jy hoor, reg uit die hemel self, hoor dit, ek is die een wat Jesus liefhet. En dalk voel jy dit nie, maar ek wil jou herinner, liefde is nie 'n gevoel nie, dis 'n belofte. En die belofte is, jy is die een. Jy is die een vir wie Jesus liefhet. Niemand in die skare nie. Nie net een van miljoene nie. Jy is nie net 'n nommer nie. Jy is nie net 'n random persoon nie. Jou naam is op sy hart. Jou naam was op sy hart die dag toe hy gehang het aan die kruis. Jy was en sal altyd in sy gedagtes wees. Die dag toe Jesus gehang het aan die kruis, het hy aan jou en het aan my gedink. Jy is die een wie Jesus liefhet. Ek wil hê dat jy dit nou weer sal sê, nie omdat ek vra nie, maar omdat die waarheid jou siel vrymaak, dat jy hierdie verklaring sal maak, en ons is 'n gemeente, ons is 'n aanlyn gemeenskap wat verklaringe maak, wat dinge sê wat ons glo. Sê dit saam met my, ek is die een wat Jesus liefhet. Weer, sê dit, ek is die een wat Jesus liefhet. 'n Laaste keer, maar met geloof en oortuiging, sê dit saam met my, ek is die een wat Jesus liefhet. Geliefde, nou wil ek wil met jou praat, as jy hier is, en jy weet, jy het nie 'n verhouding met die Here nie, jy is nie op 'n lekker plek met Jesus nie, jy is onseker, miskien was jy net op soek, miskien is jy verward, miskien het jy per ongeluk vandag beland op hierdie boodskap, en jy weet nie hoekom kyk jy dit, dis al 'n paar minute en jy is nog steeds hier, en jy weet nie, ek wil vir jou sê, Jesus het nie gekom vir volmaakte mense nie, hy het gekom vir stikkende mense, hy het gekom vir mense wat behoeftes het, en hy wil daai behoeftes aanspreek. Jy word nie reg met God deur goeie dade, of deur kerk toe te gaan, of beter te probeer wees nie, daai is alles goeie dinge om te doen, maar jy word reg met God deur geloof in Jesus Christus, deur sy genade, deur sy offer en sy opstanding. En vandag, as jy wil sê, ek wil alles aan hom gee, ek wil sy liefde aanvaar, ek wil weet, ek behoort aan hom, ek soek daai sekerheid dat ek weet, ek behoort aan Jesus, dan is hierdie oomblik vir jou. En ek wil jou aanmoedig, as dit jou hart is, wil ek jou sê, bid nou saam met my, nee, en ek wil graag hê, daar waar jy sit, sê dit, as jy saggies bid, hardop bid hierdie saam met my, sê, Hemelse Vader, vergewe asseblief al my sondes, red my, want ek weet, ek is die een wat Jesus liefhet. Dan sê jy, dankie Here vir u genade, dankie vir u nuwe lewe, vul my met u gees, sodat ek u liefde kan ken, u liefde kan wys, u liefde kan uitleef, en alles wat ek doen, wil ek u liefde ken, ek wil u liefde beleef, ek wil my hele lewe gee vir u. Jy bid dit, en jy sê in Jesus se naam, Amen. Die graf is leeg, Christus het opgestaan. Ons aanbid nie 'n dooie God nie, ons aanbid 'n lewende verlosser wat sê, jy is die een wat ek liefhet. Geliefde, ek bid dat vandag se boodskap, hy's kort, ek bid dat jy dalk weer sal luister en sal besef, dat jy is die een
wie Jesus liefhet. Jy is die een wie Jesus liefhet. Jy is die een, jou naam is op sy gedagtes en op sy hart, was nog altyd voor die grondlegging van die aarde, het God al aan jou gedink, en hy het geweet daar gaan 'n dag kom, wat hy sy seun moet stuur as 'n losprys, as 'n offer, om die mens om te kan versoen. En wanneer ek en jy ons geloof plaas in Jesus Christus, dan verander ons die hele lewe. Ek vertrou ook, jy gaan saam met ons hardloop hierdie volgende paar weke deur hierdie reeks om getransformeer te word van binne af buitentoe, dat God se woord ons sal vat van 'n plek na nuwe en dieper verhouding met hom. En as jy vir my die grootste guns kan doen, vir ons beleefspan, as hierdie boodskap iets vir jou beteken, asseblief stuur hom uit, gee hom vir iemand anders om te kyk. Daar is mense wat Jesus nodig het, en veral in hierdie tyd met Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, in hierdie tyd mense is honger en hulle dors vir God, is hierdie 'n perfekte tyd om hierdie boodskap te deel met iemand anderste. Maar voordat ons afsluit, wil ek saam met jou bid en vertrou dat Jesus se guns oor jou lewe sal rus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U, ons eer U, en ons sê vir U dankie dat Goeie Vrydag, al was dit die donkerste dag in die geskiedenis van die mensdom, was dit die beste ding wat kon gebeur het vir die mensdom, dat Jesus Christus alles deurgesien het op daai kruis, sodat ons kan vandag weet, ons elkeen as individue is die een vir wie Jesus liefhet. Hy het ons lief asof ons die enigste persoon is wat nog ooit bestaan het. En daarom, Vader, wil ons vandag vir U dank, ons wil U eer, en ons wil vra dat U vir ons sal help om te beweeg in hierdie liefde, dat ons sal hardloop as gelowiges met die oortuiging dat ons is die een vir wie Jesus liefhet. En daarom vra ek Here net vir meer en meer en meer genade om meer getrou te wees aan U. Dankie vir U werk aan die kruis en die opstanding uit die dood, en dat U vandag heers uit die hemelse plek aan die regterhand van God, en deur die Heilige Gees kan ons nouliks saam met U wandel en U so diep ken. Ek dank U, Here, ek eer U, Here, en ek loof U vir elkeen van ons wat vandag net liewer en liewer word vir U. Dankie dat U ons van binne af buitentoe transformeer. Mag ons lewens leef wat U vereer. Ons loof U, ons eer U, en ons sê vir U dankie. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. As hierdie boodskap iets vir jou beteken het, los vir ons 'n kommentaar, stuur vir ons 'n boodskap, en meer as enigiets, deel die goeie nuus van Jesus Christus met ander mense. Mense het vir Jesus nodig. Kom ons wees daai spreekbuis. Gaan in vrede. Totsiens.